Okay, manne, so vanaand doen ons 'n interessante onderwerp en dit is die dissipline van aanbidding. So, maar voordat ek begin met vanaand se sessie wil ek julle eers vra, een van ons vorige sessies het ons gepraat oor die dissipline van vriendskap en ons het gepraat van ons almal het 'n man, ons het mansvriende nodig, ons het geestelik manne nodig in ons lewens wat ons geestelike leiding kan gee. En 2 weke terug het ons gepraat oor gebed. So ek wil julle vanaand vra, het julle al begin bid dat die Here 'n geestelike vriend op julle pad moet stuur? Julle hoef nou nie te vra nie, of te antwoord, dit is sommer 'n retoriese vraag. So dink daaraan. Ek dink is geweldig belangrik dat ons almal moet bid daarvoor. Ons het sulke pelle in ons lewens nodig. Ons het mense nodig om ons accountable te hou. Ons het mense nodig met wie jy wat noem jy dit, Karel, 'n no offense policy kan hê. Ja, so iets, ja. Dat julle met mekaar die waarheid kan praat sonder om offended te raak. Gelukkig met ons manne is dit baie makliker. Ons raak baie minder offended as ons vrouens. So ons is geneig om, al is ons nie eers goeie pelle nie, ons sê nog steeds vir mekaar wat ons van 'n onderwerp dink, en so dis die voordeel wat ons manne het. So ek wil julle regtig aanpoor om te bid vir geestelike vriende, dat jy saam met hierdie pel van jou kan geestelik groei. So, vanaand se onderwerp aanbidding. Ek dink ons almal was al in kerkdienste waar ons vreemde dinge gesien het. Jy weet, ons was al in kerkdienste gewees waar ek dink meeste van ons was al in kerkdienste gewees dat dit meer lyk soos 'n rockshow as wat dit lyk soos 'n kerkdiens. Ons was ook al in dienste gewees waar pastore vreemde goeders doen om die gemeente se aandag te trek. Jy weet, daar was op 'n stadium, dit was groot op die internet gewees van hierdie pastoor wat oor die hel gepreek het. En toe hy ingestap het in die kerk, toe speel hy die rock song Highway to Hell. Jy weet nou as ek persoonlik in daai kerk was, dan sou ek nogal gefrons het daarvoor. Maar daar's ouens doen vreemde goeders om aandag te trek na hulle self toe of na hulle boodskap toe of na wat ook al toe. Daar's in hierdie boek Disciplines of a Godly Man skryf hierdie ou, daar was op 'n stadium 'n vreemde seremonie in 'n kerk gewees. Die omgewing waarin hierdie kerk was, het 'n natuurbewaringsprojek gehad en die kerk het dit te goed gedink om hulle tema hierdie natuurbewaringsprojek te maak, en hulle kry toe 'n digter. Nou ek dink ons almal kan saamstem dat daar's die eerste fout om 'n digter of 'n skrywer of iemand wat in hierdie tipe van rigtingswerk om so 'n persoon te kry om vir jou tema vir jou kerkdiens te skryf. Maar hierdie ou skryf toe 'n seremonie wat hulle gevolg het, en dit het gelyk soos 'n insweringsseremonie vir goths. En dit was gerig op hierdie diere van die omgewing en dit was baie vreemd geweest. En die gemeentelede het hierdie diens beskryf as 'n moord in die kathedraal. Dit is hoe hulle dit beskryf het. En as ons vandag om ons kyk, kan ons die vraag vra, hoeveel Sondae vind daar moord in die kathedraal plaas? En die beginpunt van hierdie onderwerp van ons van aanbidding, die dissipline van aanbidding is, vir wie is aanbidding? Is dit vir God of is dit vir die mens? Nou as ons na die manier van aanbidding vandag kyk, dan lyk dit dalk vir die meeste van ons soos dat aanbidding is vir die mens. Want kerkdienste, en onthou nou as ek nou sê kerkdienste, dan bedoel ek nou nie elke kerk daar buite nie. Ek praat nou van die moderne kerk wat bietjie die pad byster is. So kerkdienste word gehou vir die mense genot. Dit word gehou om die mens te bevredig en vir die mense behoeftes. Kerkdienste vandag is die oorgrootste meerderheid kerkdienste is gefokus op vermaak en dit is nie gefokus op God nie. En die beginpunt van hierdie tipe kerkdienste is ongelukkig altyd die musiek. Christen musiek vandag is design om jou emosioneel te stuur. Hierdie musiek word ontwerp om jou te laat hoendervleis kry en jy kry amper die gevoel van nou is ek in kontak met God. Dit is hoe dit ontwerp word. En na hierdie musiek dan kom die prediking van die woord. En die oorgrootste meerderheid van die prediking in hierdie tipe kerke is gebaseer op wat die gehoor wil hoor, op wat mense wil hoor.
En dit is ook gebaseer op wat die prediker dink die mense nodig het. En wat ons dan sien met hierdie musiek en met die prediking is, dat die mense behoefte en die mense begeerte bepaal die agenda van wat in die kerkdiens gebeur. So in hierdie kerkdienste word dan nie gekyk na God se behoefte nie, of God se standaard nie. En dit is hoekom ek en jy vandag, as ek en jy die woord worship hoor, die eerste ding waarna ons dink is musiek. Ons dink aan die musiek, in die Christen kringe vandag word die woord worship altyd gekoppel aan musiek. En dit is hoe ons geprogrammeer is oor tyd, om daaroor te dink. Ons is geprogrammeer om 'n korrupte standaard van aanbidding of dan worship te hê. En ons is geprogrammeer om 'n korrupte standaard van aanbidding te aanvaar in ons kerke. So, wanneer dit kom by aanbidding, dan is die gemiddelde Christen se teologie totaal en al korrup. Wanneer dit kom by kerkdienste en wanneer dit kom by die aanbidding in die kerkdienste, dan is die gemiddelde Christen se teologie korrup. En ons sien dit baie in wat mense vir mekaar vra na kerkdiens. Baie mense sal vir mekaar vra, so wat het jy gedink van die worship vandag? Of hulle sal vra, wat het jy gedink van die koffie selfs? Was die aircon reggestel gewees? En die rede hoekom mense hierdie tipe goeders vra na kerkdiens is omdat die mens die standaard is. Ek meen, ons kan onsself hierso vra, hoe lank terug het jy uit die kerk uitgestap en gedink, wat het God van vandag se kerkdiens gedink? As weet die standaard vandag, het die erediens van vandag aan God se standaard voldoen. Nou mense se motivering na watter kerk toe hulle gaan is baie keer musiek, dis baie keer die kinderbediening en daar selfs mense wat so oppervlakkig is om te sê hulle gaan na 'n sekere kerk toe omdat daar 'n nice coffee shop in die kerk is. En dan seker die ergste ene standaard wat mense gebruik om 'n kerk te kies is, die preke is lekker kort, so as ons uit die kerk uitkom het ons nog die res van die Sondag om te doen wat ons wil doen. Baie min Christene vra die vraag, met watter kerk sal God tevrede wees? Nou wanneer ons na aanbidding kyk, is die kernvers waarna ons moet kyk, Johannes 4 vers 23 en 24 wat sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Nou hier is 'n paar kernwoorde in hierdie verse waarna ons moet kyk. As ons gaan kyk na die eerste gedeelte van vers 23, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Nou ware aanbidders is mense wat werklik tot bekering gekom het. Dis nie kerkgangers nie, dis wedergebore Christene. En dan gees en waarheid, as jy gaan kyk, as jy dit later gaan kyk in die Bybel, die woord gees in daai vers word met 'n klein letter geskryf. So dis nie die Heilige Gees nie. So hierdie aanbidding waarvan Jesus hier gepraat het, is nie die Heilige Gees en waarheid nie. Die Gees beteken jou hartsbegeerte, jou hart. Met ander woorde, jou lewenstyl, dit waarmee jy God aanbid, moet in waarheid wees. So die Gees hier verteenwoordig jou lewe, jou elke dag lewe, jou lewenstyl. Met ander woorde, aanbidding vir die Christen vandag is nie net op Sondag nie. Aanbidding, die Christense aanbidding is 7 dae 'n week, 24 ure 'n dag, elke minuut van die dag. Jou lewenstyl moet gebaseer wees op waarheid. En ons weet, ons het nou al genoeg daaroor gepraat, hierdie waarheid is kry ons net in die woord van God, die 66 boeke van die Bybel. Dit is waar God sy waarheid vir ons geopenbaar het. Op geen ander plek kry ons sy waarheid nie. So, die vers sê dan, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Hoe is so? Dit is in gees en in waarheid, met ander jou lewenstyl moet gebaseer word en gebaseer wees op die waarheid van God. En hier is nogal 'n belangrike punt as ons gaan kyk as ons nou kyk na die twee bedelings in die Bybel, die voor
Christus, na Christus, voor die Heilige Gees, na die Heilige Gees. Voor die Heilige Gees uitstorting, die volk Israel se aanbidding was gefokus op die Sabbatdag gewees. Hulle het hulle feeste gehad waar dit geaanbid was en wanneer hulle offers gehou het. So daar was spesifieke dae gewees en hulle aanbidding was net gerig op daai dae. Met die uitstorting van die Heilige Gees het die Gees van God binne in ons kom woon. Ons as Nuwe Testamentiese gelowiges se aanbidding is nou gefokus op elke dag. En dis baie belangrik om dit net te verstaan, die konteks wat Jesus hiervan praat. En onthou die konteks, die breër konteks, hy het hier gepraat met die Samaritaanse vrou en hulle het gepraat van die aanbidding by die berg en sy het gesê, ja, maar ons gaan aanbid by die berg selfs soos Abraham, en toe het Jesus vir haar gesê, daar kom 'n tyd wat ons in waarheid en in gees gaan aanbid. Met ander woorde, hy toe verwys na die uitstorting van die Heilige Gees toe. So, God die Vader se wil is, dat ek en jy ons lewenstyl moet in waarheid wees. Ons moet hom in waarheid aanbid. En dan, as ons God in waarheid aanbid, dan maak dit ook tog net sin, dat wanneer ons in die kerk is, wanneer ons corporate aanbidding het, dan is dit ook in waarheid. So, wat ons hieruit kan aflei is, dat as jou lewenstyl op die waarheid gebaseer is, en jou lewenstyl getuig van aanbidding, dan gaan jy tog kennis van God moet hê om dit te kan doen. En ons het nou al op 'n paar geleenthede gepraat van die kennis van God, jy moet tyd in die woord spandeer, jy moet tyd in gebed spandeer. En wat ons dan nou ook hier kan aflei, as ons kyk na die gees en in waarheid, en as ons nou die woord gees, kom ons sê ons vervang die woord gees met lewenstyl, dan gaan ons sien, hoe beter jy God ken, hoe hoër sal jou aanbidding wees. So ons gaan kennis van God direk kan koppel aan aanbidding van God. Onthou julle, ons het op 'n stadium het ons gepraat oor toewyding. Hier kom toewyding nou ook van toepassing. Hoe meer toegewyd jy aan God sal wees, hoe meer kennis sal jy van God hê, hoe hoër agting sal jy van God hê, hoe anders sal jou aanbidding aan God wees. En nou kan ons, na die voorbeelde wat ek genoem het van wat in sekere kerke aangaan, nou kan ons dalk die vraag vra, is hierdie mense se aanbidding van God nie volgens God se standaard nie, omdat hulle dalk 'n gebrek aan kennis het? Ek dink my eerste reaksie daar is ja, absoluut. Mense wat God so aanbid, ken nie vir God werklik nie. Hulle ken nie die waarheid van God nie. Ek dink ons lewe in 'n era waar daar's baie gelowiges en ware gelowiges wat werklik tot wedergeboorte gekom het, wat nie 'n idee het wie is God nie. Hulle het nie 'n idee met wie ons te doen het as ons sê ons aanbid die skepper van die hemel en die aarde nie. So hierdie aanbidding is geweldig belangrik vir ons as gelowiges, want ware aanbidding in die waarheid kom nie van self nie. Dit sien ons in baie kerke. Ons moet die dissipline hê om God in waarheid en in gees te aanbid. En hoe berei ons onsself voor vir aanbidding, en nou praat ek van Sondag aanbidding, wanneer jy kerk toe gaan, is ons moet onsself geestelik voorberei vir 'n erediens. Ons moet die dissipline hê om onsself voor te berei. Kerk toe gaan begin nie Sondagoggend nie. Kerk toe gaan behoort eintlik 'n gedagte te wees wat elke dag op jou gedagtes is. Voorbereiding vir die kerkdiens moet eintlik al op 'n Vrydag of op 'n Saterdag begin, waar jy jou gedagtes voorberei. Dis baie belangrik om te besef dat jy as man in jou huis aktief deel moet, jy moet aktief jou gesin voorberei vir kerk. In baie van ons huishoudings is die vrou se rol om die kinders reg te kry vir kerk. Dit is gewoonlik Saterdag aand, maak mamma seker die klere is reg en elke ding, en gewoonlik in die meeste Christene se huishouding is Sondagoggend chaos. Want dit is chaos om almal bymekaar te kry, en hoe kleiner jou kinders is, normaalweg hoe groter is die chaos. Ek dink ons manne kan 'n groot rol hier speel in die voorbereiding van 'n erediens, dat selfs jou vrou rustig is wanneer sy eventually by die kerk opdaag, die kinders is rustig, dis nie 'n geskree op pad kerk toe nie. Ek dink meeste
of baie manne en vroue het massive fights op pad kerk toe, want dit is maar gewoonlik chaos in die oggende en dan kom hulle met hierdie mindset, daag hulle met hierdie mindset op waar hulle net baie gestry oor dit is nie reg nie, die kinders is laat, al hierdie tipe van goeters en dan daag 'n man en 'n vrou met hierdie op hulle gemoed by 'n kerkdiens op. En ek dink ons manne, ons kan 'n groter rol speel in hierdie voorbereiding vir 'n kerkdiens. Wat kan jy doen om die las vir jou vrou ligter te maak, om jou kinders reg te kry, jy weet, om jou kinders se gemoed reg te hê, om jou vrou se gemoed reg te hê, net om seker te maak dat almal is ingestel op die erediens, want julle is nou op pad na die huis van die Here toe. Daar's 'n ou wat 'n leraar wat die storie vertel, toe hy 'n jong seentjie was, het hy geweet, Saterdae het hy en sy pa een job, en dit is om hulle klere reg te kry vir kerk. Sy pa het elke Saterdag aand sy suit uitgehaal, sy suit uitgeborsel, nou daai tyd, nou hierdie ou wat dit vertel is hier by sy 70s, so ons kan nou dink dis 60 odd jaar terug. Hy het elke Saterdag aand het sy pa sy suit afgeborsel, sy hemp uitgesort, sy das reg gekry, sy skoene gepolish, sy belt gepolish, en dan vra hierdie ou vir sy pa, wat doen jy? Dan sê hy, ek berei voor, want môre gaan ons na die huis van die Here toe. So hierdie ou se gedagtes, as hy terugdink, sy eerste herinnering aan kerk is, sy pa, wat dit so ernstig opgeneem het, dat sy pa Saterdae by die huis was, om sy klere reg te kry vir die volgende dag. En hierdie ouetjie het toe groot geword met dieselfde. Toe hy dit nou self kon doen, het hy Saterdae saam met sy pa, sy klere reg gekry, sy skoene gepolish, sy belt gepolish, en alles reg gekry, want hulle gaan Sondagoggend na die huis van die Here toe. Nou dit was vir my nogal 'n mooi storie gewees, toe ek dit die eerste keer gehoor het. Ek wil nou nie vertel wie dit gesê het nie, want hierdie ou het so 2 jaar terug het hy, ek kan nou maar vir julle sê, dis ou Steven Lawson, so 2 jaar terug het dit uitgekom, dat die man het moreel verval, so, maar dit was 'n mooi storie gewees, wat hy vertel het, van hoe sy eerste herinnering aan kerk is, dat sy pa voorberei vir 'n kerkdiens. So ek dink ons as manne moet die dissipline hê, om 'n groter rol te speel in ons gesin se voorbereiding vir die kerkdiens. Ek probeer, en ek vergeet dit, maar ek probeer om Saterdae as ons bid voor die kinders gaan slaap, dan vertel ek vir hulle, môre gaan ons kerk toe, wat gaan ons by die kerk doen, en dan bid ek daarvoor. Maar ek dink selfs nog meer, kan dit dalk vroeër begin as Saterdae. So die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet ons gesinne voorberei vir aanbidding. En ook, en ek glo nou nie met julle is dit die geval nie, maar die besluit om kerk toe te gaan is nie 'n besluit wat jy Sondagoggend neem nie. Die besluit om kerk toe te gaan moet 'n lewenstyl wees. Dit moet eintlik nie 'n besluit wees nie. Dit moet 'n normaal wees, dit moet 'n standaard wees. As daar 'n rede is dat jy nie kerk toe gaan nie, moet jou kinders amper vir jou vra, wie's dood? En ek meen, dis die dissipline wat ons moet hê. Onthou julle, ek het hulle 'n rukkie terug gesê, en ek het dit al 'n paar keer gesê, en dis nog 'n stelling wat ek baie ernstig oor is, die belangrikste besluit wat jy as hoof van jou huis ooit sal maak, is na watter kerk toe jy jou gesin vat. En ek dink dit pas in by hierdie aanbidding, want dit aanbidding en kerk loop hand aan hand, en dit is tog die plek waar jy vir God gaan aanbid. So, ek skryf hierso, as jy werklik begeerte het vir God en sy eer, dan behoort kerk toe gaan nie 'n besluit te wees nie, dit moet 'n standaard wees. Dit moet 'n lewensstandaard wees in jou lewe. Almal in jou gesin behoort te weet wat gebeur op Sondag. Dit moet nie 'n flash in the pan wees nie. Jou gesin moet weet, Sondag gaan julle kerk toe. Sondag gaan julle aanbid. En deel van voorbereiding, en dit is ook wat ons oor 2 weke terug gepraat het, is gebed vir die erediens. Nou wat ons moet doen is, ons moet die dissipline hê om te bid vir ons eie harte, ter voorbereiding vir aanbidding. Ons moet bid dat ons gesin se harte ingestel sal wees op aanbidding,
dat hulle harte regtig ingestel sal wees om te gaan leer van God. En dan baie belangrik, en ek dink hier's iets wat meeste Christene inval is, ons moet bid vir ons leraars. Ons moet bid dat die Heilige Gees hulle sal lei, dat die Heilige Gees hulle sal versterk. Ons moet bid dat die manne wat voorvat in ons gemeentes, dat hulle harte op God gerig sal bly, dat God hulle hande sal hoog hou. Wanneer jy, byvoorbeeld, as jy weet, daar's nagmaal in jou gemeente, dan moet jy bid vir elke gemeentelid. Jy hoef nou nie op die ouens op hulle name te noem nie, ek is seker God ken elkeen in jou gemeente se naam, maar bid dat die mense wat nagmaal gebruik werklik sal weet waaroor dit gaan, dat hulle 1 Korintiërs 11 ernstig sal opneem, waar Paulus sê, moenie nagmaal onwaardig gebruik nie. As jy nagmaal onwaardig gebruik, eet en drink jy 'n oordeel oor jouself. Mense moet dit ernstig opvat, en ons moet bid vir ons gemeentelede, ons moet bid vir ons leraars, ons moet bid vir ons kerke se ouderlinge, dat hulle ingestel, dat hulle harte ingestel sal wees op die waarheid van God, op aanbidding. Dan nog iets waarvoor ons kan bid vir aanbidding is, ons kan bid vir besoekers. Ons kan voor die tyd bid, as die Here julle gemeente seën met besoekers, dat die Heilige Gees hulle sal lei, dat die Heilige Gees hulle sal stig. Jy kan selfs bid vir ongelowiges wat jou kerk besoek, want ek kan julle garantie, die kerke waarna julle gaan, waarna ons almal is, daar is ongelowiges wat daar sit onder die vaandel van hulle is gelowiges. En ons moet bid vir die mense in aanbidding. Dan deel van hierdie voorbereiding is om jou vrou te help om alles reg te kry vir kerk. Ek skryf hierso klere reg te kry, pap vir jou kinders reg te kry, Bybels reg te kry, alles wat nodig is om dit voor die tyd reg te kry, sodat dit nie gejaag is nie, sodat jy en jou vrou nie op mekaar hoef te skree nie, sodat jou vrou nie gestres hoef te wees nie, want dit is deels jou verantwoordelikheid om seker te maak dat jou vrou ook ingestel is op aanbidding, dat sy reg ingestel is op aanbidding. En dan baie belangrik, en ek ken julle nou nie goed genoeg nie, ek weet vir Karel sal hierdie nou nie 'n issue wees nie, wees betyds vir kerk. Deel van, en dit klink soos 'n baie eenvoudige ding, maar dit is geweldig belangrik vir jou aanbidding van God om betyds te wees. Om nie gejaag te kom in die kerk in nie, maar om daar te kan kom, om rustig te wees, om jouself geestelik voor te berei vir aanbidding. Want onthou, ons is daar vir God, ons is nie daar vir onsself nie. Nou al hierdie dinge wat ek nou genoem het, help net om almal se gemoed reg te hê en om almal se harte ingestel te hê op God. Sodat wanneer jy opdaag by die kerk, is jy ingestel op aanbidding. En onthou, dit is waaroor hierdie sessie gaan. Want as ons kerk toe gaan ons vir God kerk toe. En ons moet ons gesin voorberei om in die teenwoordigheid van God in te gaan. Hier is 'n quote: aanbidding is 'n daad wat gevoelings en emosies vir God ontwikkel. Aanbidding is nie 'n gevoel of emosie vir God wat in 'n daad van aanbidding uitgedruk word nie. Ek gaan dit weer sê, hoor mooi. Aanbidding is 'n daad wat gevoelens en emosies vir God ontwikkel. Aanbidding is nie 'n gevoel of emosie vir God wat in 'n daad van aanbidding uitgedruk word nie. Nou, die kerk vandag het hierdie presies omgedraai. Die kerk vandag bring emosie en hulle hype mense op en hulle dink dit gaan aanbidding aanwakker. En hulle het dit absoluut verkeerd on. So dis belangrik dat ons moet weet dat aanbidding is 'n daad wat dan gevoelings en emosies vir God ontwikkel. En dan, wat moet in 'n kerkdiens gebeur wanneer jy nou daar is? Nou hier is baie dinge wat verskil in kerke en verskille is nie altyd verkeerd nie. Een van die redes hoekom ons so baie verskillende denominasies en verskillende tipe kerke is omdat ons verskillende persoonlikhede het. Party mense hou van sit en sing, ander hou van staan en sing, ander hou van orgels, ander hou van dromme en gitare. So
kerkdienste kan ook aangepas word vir verskillende persoonlikhede. So 'n kerk is nie van die duiwel af as hulle 'n gitaar het of 'n klavier het en nie 'n orgel het nie. Dit is persoonlike voorkeur. Maar daar is tog sekere standaarde wat moet gebeur in 'n kerkdiens. En in Handelinge 2 vers 42 sien ons het die apostels vir ons die standaard gegee. En dit gee vir ons die basiese struktuur van aanbidding en wat in 'n erediens behoort te gebeur. En daar staan, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in gebede. So, daar's 4 dinge wat hier gebeur. Die leer van die apostels sê vir ons, die Bybel moet gepreek word, daar moet gemeenskaplike aanbidding wees, en daar moet gebid word, en die breking van die brood verwys na nagmaal toe. Nagmaal moet op 'n Bybelse manier bedien word. En hierdie dinge word gedoen in aanbidding tot eer en verheerliking van God. Nou, sommige kerke het 'n baie formele struktuur waar hierdie dinge streng volgens 'n sekere roetine gedoen word. Ander kerke het weer 'n gemaklike struktuur waar dit meer los gedoen word. Daar's verseker 'n verkeerde manier om kerk te hou. Maar daar's verseker nie net een regte manier om kerk te hou nie. En dis baie belangrik dat ons dit ook moet verstaan. Daar is verkeerde maniere om kerk te hou, maar daar's nie net een regte manier om kerk te hou nie. Party kerke lees die 10 gebooie elke Sondag, ander kerke lees hulle geloofsbelijdenisse elke Sondag, sommige kerke lees hulle geloofsbelijdenisse of die apostoliese geloofsbelijdenis byvoorbeeld net met nagmaal. Sommige kerke sê die geloofsbelijdenis weer hardop, anders sê dit nie hardop nie. En so daar's nie 'n een spesifieke manier wat kerk gehou moet word nie. Nêrens in die woord van God sien ons hier 'n struktuur, 'n liturgie, en julle moet hierby hou, anders is julle nie 'n Bybelse kerk nie. So wat God hier in sy genade gedoen het, hy het vir ons vryheid gegee om dit nog steeds Bybels te doen, maar om dit aan te pas by jou persoonlikheid, kan ek dit maar noem. So ek kan vir julle sê hoe ons dit doen. Ons is 'n nuwe gemeente wat 'n jaar terug geplant is. Ons liturgie is, ons groet almal, ons begin met afkondigings, 'n paar afkondigings, dan open ons die erediens met 'n gebed. En dan sing ons 'n paar liedere en dan lees ons 'n hoofstuk uit die Ou Testament uit. Wat ons dit as een van die ouderlinge of ek lees voor. So huidiglik is ons het byvoorbeeld hierdie Sondag Eksodus 7 gelees, amper sê ek 70, toe ons die gemeente geplant het. Verlede jaar het ons begin by Genesis 1. En ons lees, so wat ons doen, ons lees die Ou Testament, ou hoofstuk. So wat gebeur is, die man wat voorlees, lees vers 1, die gemeente lees vers 2. Hy lees vers 3, ons lees vers 4. So, omdat ons 'n Nuwe Testamentiese kerk is, preek ons hoofsaaklik uit die Nuwe Testament uit, maar ons lees dan die Ou Testament. En wat ons dan doen, as ons klaar die Ou Testament gelees het, dan sing ons 'n lied, en gewoonlik is dit 'n psalm of 'n gesang of 'n liedboeklied, en dan bring ek die boodskap en dan sluit ons af met 'n seën. Ons sing, as ek klaar gepreek het, sing ons 'n lied en dan sluit ek af met 'n seën. So dit is hoe ons struktuur werk van ons eredienste. So dis 'n redelike vasgestelde struktuur, maar ons verander dit soms tog. Wat ek gedoen het is, ek het die eerste 4 of 5 keer wat ons nagmaal bedien het, ons bedien elke laaste Sondag van die maand nagmaal. Die eerste 4 of 5 keer wat ons nagmaal bedien het, ek het elke keer op 'n ander manier gedoen. En die rede hoekom ek dit elke keer op 'n ander manier gedoen het, is om te wys vir die gemeente dat daar is nie een regte manier om dit te bedien nie. En wat ek ook wil bereik daardeur is dat ons gaan nie in 'n roetine verval en nagmaal raak maar net 'n roetinetjie waar ons kom een keer in 'n maand bymekaar en ons gebruik nagmaal nie. So die eerste keer wat ek nagmaal bedien het, het ons die brood en die wyn uitgedeel. Ek het vir ons gebid, ons het dit saam as 'n gemeente gebruik na die erediens. Die tweede keer het ek dit ook so gedoen en die derde keer het ons eers nagmaal voor ons erediens. En toe het ons dit uitgedeel en ek het 'n gebed gedoen en ek het vir elkeen gesê, bid jouself, gebruik die brood en die wyn in jou eie gebed en ek het 5 minute wat ook al gegee.
So wat ek daardeur wou bereik het, is ek wil vir mense wys dat nagmaal hoef nie 'n roetine te wees nie. Maar wat ek ook baie op fokus as ek nagmaal bedien is dat dit 'n feesviering is. Nagmaal is 'n herdenking van Christus se kruisdood en ek het groot geword met nagmaal is 'n somber atmosfeer. En dit is asof amper dit is asof mense met 'n somber gemoed kom nagmaal aansit by die nagmaaltafel. So ek probeer dit regtig doen in 'n sin van ons vier Christus se kruisdood, die herinnering aan Christus se kruisdood en die genade wat ons daardeur ontvang, gee vir ons 'n lied in ons hart. So dis nie laat ons op en af spring en jubel nie, maar ons is dankbaar daaroor. En ek sukkel om met 'n somber hart dankbaar te wees. So nagmaal Sondag is vir ons 'n feesviering. So die rede hoekom ek dit vir julle doen, 10 in die kerke waar julle is, word dit heeltemal anders te gedoen en dis fyn. Die skrif gee vir ons daai 4 beginsels wat toegepas moet word en jy gaan 'n gemeente vind wat as hulle daai 4 beginsels toepas wat hulle binne die Bybelse raamwerk is, gaan jy 'n gemeente vind wat by jou persoonlikheid gaan pas. En wat belangrik is dat dit Bybels moet gebeur. En ons kan aanbidding doen op verskillende maniere en steeds Bybels bly. En ek dink is belangrik en ons kan nou 'n bietjie gesels daaroor, maar ek dink is belangrik om dit te besef dat soos wat ons oupas en oumas en ons paas en ons maas dit rigied op 'n sekere manier gedoen het, dis nie altyd die enigste manier om God te aanbid nie. So wat is die dissiplines wat ons kan toepas in hierdie onderwerp is, eerstens, aanbidding moet plaasvind in 'n Bybelse kerk. Onthou wat ons nou gesê het, God wil hê ons moet hom so aanbid, en hoe is dit in gees en in waarheid? So dis jou verantwoordelikheid om seker te maak dat jou gesin in 'n Bybelse kerk is, wat die waarheid Bybels verkondig. Die tweede plek waar ons dissipline nodig het is, jy moet jou eie hart voorberei vir aanbidding. En onthou wat ons ook nou gesê het, aanbidding is nie net Sondag nie, aanbidding is 'n lewenstyl. Dan moet jy jou gesin voorberei, deur die week, Saterdag, en dan veral Saterdag aand miskien en Sondagoggend, jou vrou ondersteun om julle gesin reg te kry. En dan, baie belangrike deel van aanbidding en aanbiddingslewensstyl is, jy as man behoort aktief deel te wees van jou kerk. Dit behoort deel van jou aanbidding te wees, om aktief deel te wees van jou kerk. Nêrens in die Nuwe Testament sien ons kerkgangers nie, ons sien lidmate wat deel is van hierdie lewendige liggaam van Christus, en veral die mans moet betrokke wees by hulle kerke. En ek wil afsluit met wat ek nou gesê het, manne, die belangrikste besluit wat jy as 'n Christen man ooit in jou lewe gaan maak, is na watter kerk toe jy jou vrou vat en jou gesin vat.